Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Die woord sê ons moet mekaar bemoedig, stig en troos. En Jakobus sê in Jakobus 2 vers 17, soos ook die geloof, as dit nie werke het nie, in sigself dood. Jakobus sê ook in Jakobus 2 vers 26, soos die liggaam sonder gees dood is, so is die geloof sonder werke ook dood. Nou wat beteken dit? Geloof is nie net iets wat ons sê of glo in ons kop nie. Dit moet lewendig en sigbaar wees in ons doen en late. Ware geloof sal vrugte dra, soos liefde, barmhartigheid, gehoorsaamheid aan Abba Vader en om ander te help. Jakobus sê nie ons word gered deur werke nie, maar dat ware geloof in Yeshua altyd werke sal meebring. Met ander woorde, geloof wat nie iets doen nie, beteken niks. Ware geloof word gesien deur jou dade. En daarom sê Yeshua ons koning, Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig van hierdie wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Ja, Yeshua sê, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Dis lig in geloof. En dit laat my dink aan die storie wat ek eendag gelees het, wat groot lewenswaarhede bevat. Daar was 'n walgehals wat oor 'n kabel wou loop tussen twee baie hoë geboue, en hy het vir baie lank geoefen om sy droom waar te laat word. Uiteindelik het die dag aangebreek en hy het begin om die kabel tussen die twee geboue te span. Soos wat hy besig was, het mense uit nuuskierigheid nader gestaan bo die gebou en kon nie wag om die man in aksie te sien nie. Toe hy klaar was, vra sy assistent vir die mense of hulle glo dat hy oor die kabel kan stap na die ander kant toe. Hy het volle bors het hulle hom aangemoedig en geskree, ja! Die man het toe sy balanseerstok geneem en heen en weer oor die kabel gestap, onder luide toejuiging van die skare. Die assistent vra toe weer vir die mense of hulle glo hy kan oorstap sonder die balanseerstok. Uit een mond het hulle almal aangemoedig en geskree, ja. Hy het dit toe gedoen en heen en weer gestap. Die assistent vra toe of hulle dink hy kan met 'n krywa oor die kabel stap, en uit een mond het almal geskree, ja. Hy het toe die krywa heen en weer oor die kabel gestoot. Die assistent vra toe of hulle dink hy kan iemand in die krywa stoot, en weer eens het die mense geskree, ja. En toe vra die assistent, is daar iemand wat graag in die krywa wil kom sit om oorgestoot te word? En natuurlik was daar nie een wat dapper genoeg was nie. Jy sien, so baie keer sien ons ander dinge doen in geloof, en ons sien hulle doen dit en ons glo hulle kan dit doen. Maar wanneer ek en jy gevra word om in geloof te reageer, dan raak ons stil. Ons sien en glo dinge kan in geloof gedoen word, maar moet my net nie vra om in die krywa te klim nie. Yeshua sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Met ander woorde, Yeshua roep ons om op so 'n manier te leef, dat jou woorde, jou dade en jou houding Yeshua die lig weerspieël. My en jou geloof is nie veronderstel om privaat te wees nie. Dit moet sigbaar wees in 'n donker wêreld. En daarom sê Yeshua, 'n stad bo op 'n berg, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Om in geloof te reageer, om in die krywa te klim, gaan nie oor spog nie, maar oor dien, gee, lief hê, help en wees soos Yeshua. Hoekom? Nie om jouself te verhef nie, maar sodat ander Yeshua sien in jou lewe en hom al die eer gee. Daarom, laat jou lig so skyn, dat ander Yeshua in jou kan sien. Jy is 'n lamp, skyn vir sy eer, nie joune nie. Vader, dis my gebed vandag, dat ons lig so sal skyn, wat U verheerlik. Ek bid dit in Yeshua se naam. Amen. Shalom.